Pastoor is so 'n bietjie langer as ek. Môre almal. Ek weet nie wie van julle die boodskap, ek neem maar almal het dit gekry, maar die boodskap gelees oor vanoggend se tema. En wil ek net gehoor, is daar iemand wat al ooit daai vraag in jou lewe gevra het? Wat wil die Here met my lewe doen? Of waartoe gaan ek? Of wat is dit wat... Ja, ons sit in 'n plek waar mense nie weet waarna toe, what's next? Wat is die rigting? Het die Here selfs 'n spesifieke rede en 'n spesifieke doel met my lewe? Is ek maar net een van die mense? Is ek net een van die nommers? Of wat is dit wat die Here met my lewe beplan? En dis hoekom ons, ek glo regtig, en op grond van dit wat pastoor die afgelope 2 weke ook bedien het, is dit belangrik om te weet, wat is dit wat die Here met my lewe beplan en hoe align ek myself met dit wat hy beplan met my lewe. Ons weet Jeremia sê vir ons, I know the plans I have for you. Ek weet wat ek vir jou beplan. Nou daar praat die Here met Israel, maar dit volg deur tot by ons ook, want is dieselfde God. Al praat hy met 'n verskillende volk, bly hy dieselfde. So ons weet die Here weet wat hy vir ons beplan. En soms, of dalk is dit net ek, soms wil ons net ook weet, Here, maar ek wil ook weet. Ek weet u weet, en dis wonderlik, maar ek wil ook weet. Dit sal my net so bietjie help om net so bietjie aan te gaan of moed te hou. Nou, dis hoekom vanoggend se boodskap. So kom ons lees saam Efesiërs 2 vers 10. En ons lees in die Amplified. Hy sê, for we are God's workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Jesus Christ, reborn from above, spiritually transformed, renewed, en dan sê hy, ready to be used for good works. Dit is wie ons is in Christus. Die oomblik wat ons onsself commit na Jesus toe, is ons deel van die mense van wie Paulus hierso praat. Ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which he set. Why? So that we would walk in them, living the good life which he prepared and made ready for us. Nou kan ons saamstem, ek wil amper sê almal, maar ek weet nie, ek ken nie almal nie. Maar almal sal deel daarvan wil wees. Almal sal dit wil doen, wil kan sê, I want to live the good life which he prepared and made ready for me. Not the good life that I see for myself, nie die goeie lewe wat ek dalk van droom, en baie keer is daai drome van die Here, maar op die einde van die dag kom dit neer op, ek wil die goeie lewe wat die Here vir my voorberei het. En ek wil daarin wandel. En as ons dit wil doen, is dit nog steeds belangrik om te weet, wat is daai lewe wat hy vir ons prearranged het. So al het ek die grootste behoefte en begeerte om daarin te lewe, is dit verskriklik moeilik as ek nie weet wat dit is wat hy vir my voorberei het nie. Al is my hart op sy suiwerste en ek wag, as ek nie weet wat die Here vir my beplan nie, is dit baie moeilik soms om te doen dit wat die Here vir my beplan. En ek dink die Here verstaan dit. Ek dink hy verstaan dat ons wil weet, what next? What lies ahead? So hoe lyk daai prearranged lewe? Spesifiek vir my. En ek wil dit sê terwyl ek hier aan dink, besef ek, ons vergeet soms, die Bybel sê, God is a God of order. En ons vergeet soms dat daar 'n orde is waarin goed moet gebeur. Ons vergeet dat, as ek julle kan vir my daai image opsit, as ek, kom ons sê daai diamante en daai goud, sien julle, is baie pragtig, mooi sparkly. As ek sê daai diamante en daai goud is dit wat die Here spesifiek vir jou lewe het,
dan wil ons almal daarby uitkom. Ons wil almal weet en ons wil dit almal bereik en ons wil almal op daai punt kom waar ek dit kan vat en sê, yes, I have it. This is what God wants for me. Maar daar's 'n orde. As ek wil grawe tot by daai ding, daai skat, the unknown, the unrevealed, as ek tot dit by wil uitkom, en dit klink baie logies, maar ek weet nie hoekom ons vergeet nie, moet ek begin met wat ek weet. Ek kan nie uitkom by wat ek nie weet nie, sonder om deur te beweeg dit wat ek weet en wat ek sien. That which is revealed. So in ander woorde, as ek wil weet, as ek openbaring of 'n revelation wil hê van dit wat God vir my lewe spesifiek beplan, moet ek eers werk met dit wat ek klaar weet, dit wat klaar voor my lê, dit wat ek klaar kennis van het. I have to get busy with what is revealed in order to reach the unrevealed. Dis hoekom dit, wat is unrevealed? Dis hoekom dit nie gesien, dis hoekom dit onbekend is. Want dit sit agter klomp goed. Maar gelukkig, daai klomp goed wat dit agter sit, is bekend. Dit is wat voor my lê, en ek moet deur dit beweeg. Kom ons lees Exodus 4, vers 2 en dan net die begin van vers 3. Dis die Here wat met Moses praat en Moses sê hy kan nie, en baie van julle ken die verhaal van Moses se lewe en hoe hy nie confidence gehad het nie. En die Here kom na Jesus. Die Here kom na Moses in vers 2 en hy sê, the Lord said to him, what is in your hand? And he answered, a staff. The Lord said, throw it on the ground. En dis waar dit begin het. Nou, julle het dalk al sulke boodskappe gehoor van mense wat preek om to use what you have. Om te gebruik dit wat jy het. Nou, in hierdie geval het die Here vir Moses gevra, wat het jy? En Moses se antwoord was, dit wat hy gehad het. Dit wat bekend was. En hy gebruik dit wat bekend was om in daai geval in iets onbekend te verander. Maar hy begin met wat is bekend. Hy begin met dit wat ons het, dit wat ons weet, dit waaroor ons kennis het. En vanoggend voel ek dat die Here sê dieselfde ding vir ons. What do you have at hand? As jy wil uitkom by dit wat die Here spesifiek vir jou lewe beplan, begin met dit wat jy weet. Begin met dit wat in jou hand is. Begin met dit wat voor jou lê. Begin met dit wat bekend is. What do you have at hand? En begin werk met dit wat voor jou lê. Get busy with what has been revealed. En dan is die volgende logiese vraag, what has been revealed? Wat is dit wat bekend is? Wat is dit wat ek wel van weet, wat my gaan vat tot dit wat onbekend is? 2 Korintiërs 5, vers 17 tot 19. Praat Paulus met die kerk in Korinthe. Het ek het laas nie ook dieselfde fout gemaak nie. Corinth, is baie makliker. Hy praat met die kerk in Corinth, vers 17, hy sê, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. Dis waar hy begin. Hy sê, as jy in Christus is die nuwe dinge daar. So jy's 'n nuwe mens, jy's 'n nuwe skepping as jy in Christus is. So hy praat met gelowiges, of hy praat met mense ook wat gelowig gaan word. The old has gone, the new is here. Vers 18, all this is from God, who reconciled us to himself through Christ. Nou, ek moet bietjie klemtoon hier opsit. Voor ons in Christus was ons nie Christene nie.
kan ons dit verstaan. En die Here kom en hy sê, die enigste manier hoe reconciliation, versoening plaas kan vind, is as daar skeiding is. So wat het die Here gedoen? Hy het gesê, die van julle wat nie in Christus my seun is nie, ek gaan julle versoen met my deur Christus my seun. Met ander woorde, terwyl ons sleg was, die Bybel sê terwyl ons nog sy vyande was, het hy ons versoen met homself deur Jesus Christus. All this is from God, vers 18, who reconciled us to himself through Christ. En ons kan daar stop en 'n wonderlike boodskap kan daar uitkom, maar hier's wat belangrik is, want hy het nie net daar gestop nie. Hy het aangegaan en gave us the ministry of reconciliation. Baie van ons, as ons Christene wil word, as ons Christene word, kom ons op 'n plek wat ons vind, Here, wat is my bediening? Wat is dit waarna toe U my roep? Of wat is, soos ons gesê het, die doel met my lewe? Waar wil U vir my gebruik? Gebruik my, Here, ek wil net weet waar dit is. Waar moet ek gaan? Moet ek China toe gaan? Moet ek hierso bly? Moet ek my werk bedank? Wat moet ek doen? Wat is dit wat U vir my beplan? En in daai tyd nog die onbekend. Kom die Here en sê, alright, dis goed, ek beplan iets spesifiek vir jou, but get busy with what you know first. Raak besig met die bekende. En dit is, sê die Bybel baie duidelik vir ons, the ministry of reconciliation. Ek kan dit nie met vrymoedigheid sê nie, want ek is nie die Here nie, en dit staan nie so direk in die Bybel nie. Maar ek is oortuig in my eie lewe, as ons nie besig is met die basiese goed nie, sal ons nooit by die onbekend uitkom nie. As ons nie besig is met die ministry of reconciliation, die bediening van versoening, as ek nie in my everyday life besig is met dit nie, kan ek, Jade sê, kan jy vergeet om by die spesifieke ding uit te kom, om by daai skat uit te kom. Want om by die skat uit te kom, moet jy deur iets beweeg. En daai iets wanneer jy moet beweeg, is dit wat jy sien en wat jy weet. En as jy dit nie geweet het nie, nou weet jy. En nou kan jy huis toe gaan en sleg voel. Ek joke. Jy kan huis toe gaan, maar moenie sleg voel nie, want nou kan jy iets daaromtrent gaan doen. Vers 19, wat is hierdie bediening? Wat is hierdie ministry of reconciliation? Dis wat ons gesê het. That God was reconciling the world to himself in Christ. For God so loved the world. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Hoekom? Sodat hy die wêreld met homself kan versoen deur sy seun. Geen onderskeid nie. Geen, okay, doen eers dit, doen dan dit, en dan as jy lank genoeg kerk toe gegaan het, dan is jy goed genoeg nie. Nee. He was reconciling the world to himself in Christ. En hoe het hy dit gedoen? Hoe is dit moontlik as ons dan so sleg is? Hoe is dit moontlik dat ons versoen kan word met 'n heilige God as ons onrein en onheilig en sleg en sondaars is? Hang af waar jy is. Dis hoe. God was reconciling the world to himself in Christ. How? Not counting people's sins against them. Dis die enigste manier hoe dit moontlik is. Maar onthou nou in jou agterkop, ek sê vir die kinders, by die skool, as hulle iets wil onthou, as hulle iets wil sê, maar iemand is nog besig, moet hulle dit daar hou. Soos fisies, hou dit daar. Dan 5 minute later sit hulle nog steeds so, maar dan weet hulle wou iets gesê het. So hou dit daar in jou agterkop. Hy het vir ons dieselfde bediening gegee. Dis waar hy begin het.
He has given us this ministry of reconciliation. En nou verduidelik hy hoe lyk en hoe is hierdie bediening van versoening moontlik. Not counting people's sins against them. Moenie jou hand opsteek nie. Wees net eerlik met jouself in jouself. Hoeveel keer het jy mense gedisqualify op grond van hulle sonde? Hoeveel keer het jy gesê, jy's nie goed genoeg nie, of jy sal dit nooit maak nie, op grond van die goed wat hulle wel doen. So dis nie asof hulle nie sonde doen nie. Dis nie asof hulle maak asof hulle doen sonde. Dis wat hulle sondaars maak. Dis hoekom daar versoening nodig is. Want daar's skeiding. Not counting people's sins against them. En dan remind hy ons net. And he has committed to us the message of reconciliation. Hy het vir ons daai boodskap van versoening, he has committed it to us. En committed, as enigiemand wat getroud is, committed beteken, I'm in this for life. Committed beteken, dit word my prioriteit. I'm committed to this. And he has committed to us the message of reconciliation. Die Amplified van vers 19. Tweede gedeelte. Hy sê, and he has committed to us the message of reconciliation. Wat is dit? That is restoration to favor with God. Dis waar dit begin. Die boodskap aan mense, dat ons en mense, wat het nie verdien nie, kan jy dit gou weer vir my opsit, die Amplified. Restoration, not just, nie net versoening met God nie. Restoration to favor with God. That God favors us. Dat ons God se prioriteit word. Dat hy, ek kan nie aan 'n beter woord dink nie, dat hy van ons hou. Daar's 'n basiese reël in die lewe wat sê, do the basics first. Doen eers die basiese goed. En terwyl jy besig is met die basiese goed, dan word die complicated goed, dan sort dit hulle self uit. Maar as ons met die complicated goed wil begin, en ons het nooit die basics in plek nie, dan wil ek vir jou sê, gaan jy deur hel gaan, om hierdie ding te probeer uitfigure. Imagine as die weermag, ek was nooit in die weermag nie, ek dink ek sou dit gemaak het nie. Maar imagine as die weermag nie basic training gedoen het nie. Jy gaan nie weermag toe en jy leer, hulle noem dit basic training, want dit is basic. Hulle leer vir jou, neem ek aan, weer eens, ek was nie daar nie. Maar ek neem aan, hulle leer vir jou die basics. So that when push comes to shove, you have something to fall back on. En dan is daar mense wat verder gaan en meer trained raak in spesifieke goed. Maar jy kan nie trained raak in die spesifieke goed as jy nie die basics doen nie. En ons sien dit in alles, in die mediese wêreld. As jy wil, wat is die woord? Jy kan nie net spesialiseer nie. As jy nie die basies gedoen het nie. Because we build on the basics. Do the basics first. As ons regtig wil weet wat God vir my en jou beplan, dan moet ons verstaan wat sy mees basiese plan vir ons almal is. En Pastor Herman het die laaste 2 weke bedien, eerstens oor vergifnis en dan oor condemnation, dat in Christus is daar nie condemnation nie, want dis waar God begin. God kan nie met ons verhouding hê as daar nie vergifnis en geen oordeel is nie. Imagine, jy probeer 'n verhouding met iemand hê, maar daar's nog steeds hierdie ding teen julle of tussen julle. En ons vergewe sodat ons vry, ek gaan nie weer pastoor se boodskap preek nie. Onthou die illustration van die handcuffs. Sodat ons vry kan wees om in hierdie verhouding te flourish.
Dis waar God met ons begin. Dis waar sy verhouding met ons begin. En as dit is hoe God ons hanteer, dan moet ons weet, dis waar God wil hê, ons moet met mense moet begin ook. Begin by the basics. Wat is dit wat God wil hê, ek en jy moet doen? Die basiese goed. Die ministry of reconciliation. Dat ons in mense se lewens sal wees, en dat ons clarity in mense se lewens sal bring oor vergifnis en versoening, of dan geen oordeel nie. Dis nie complicated nie. Dis regtig nie moeilik nie. Die Here het ons vergewe. Daarom kan ons by hom wees. Die Here hou nie jou sonde teen jou nie. There's no condemnation. Daarom kan ek met vrymoedigheid voor hom staan. That is the ministry of reconciliation. Dit is wat God vir elkeen van ons meer toevertrou het. Dis wat God in ons hand gesit het. En as hy vra, what do you have in your hand? Here, wat is dit wat u met my lewe beplan? Wat moet ek doen? Wat is volgende? Kom die Here en hy vra, wat het ek vir jou gegee? En dan kan ons sê, Here, u het vir my die bediening van versoening gegee. En dan glo ek sal die Here sê, raak besig met dit. Soos jy besig raak met dit, sal die ander goed in plek val. Omdat ons vergewe is daar geen veroordeel nie. Daarom kan ons met die Here versoen word. Jesaja 59 vers 2 verduidelik vir ons hoe die lewe lyk voor ons deur Christus. Hoekom is ons deur Christus versoen? Jesaja sê vir ons, but your iniquities, jou sonde, jou sleg wees, have separated you from God. Dis 'n realiteit. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Verstaan ons nou hoekom die Here ons sondes moet vergewe? Imagine as ons sondaars, ek verstaan dit regtig nie, en ek weet dis hoe mense groot word, maar imagine as Christene ook sondaars was. Hoe kom die twee by mekaar uit? Want dit sê baie duidelik, your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Daarom is ons nie sondaars nie. Dis hoekom hy ons vergewe. Want die sonde maak dat daar iets is tussen ons, en maak nie saak hoe hard ek probeer nie, sal ek altyd in hierdie muur, of in daai geval 'n gordyn, vashardloop. As ek by God wil uitkom. En Jesus sterf aan die kruis, en bonatuurlik skeur die gordyn, wat God en die mens geseparate het. Deur genade, en ek gaan dit in English, ek gaan dit in Engels sê, through grace, that division has been demolished. Nie net weggevat nie. Iemand het nie gekom en dit mooi opgerol en afgehaal en ergens weggeberre nie. Want as dit die geval was, kan dit weer uitgerol word en weer opgehang word. It's been demolished through grace. Wat beteken ons, ek en jy, kan nou met vrymoedigheid voor God kom. Maar dit beteken ook dat sondaars, wat nie in Christus is, na God toe kan kom. Want hy hou nie ons sondes teen ons nie. God se doel in elkeen van ons se lewens, is dat ons ergens sal begin. Dis wat die Here met jou lewe beplan. En daai plek is die boodskap van versoening. Nie mense se sondes teen hulle te hou nie. Hoe kan ek 'n bediening hê, enige bediening, as ek mense se sondes teen hulle hou?
Dit is ons heel eerste doel as Christene. Die mees basiese doel. Ek wil amper sê dis die ding wat die res sal kickstart. Jy kry nie meer motorfietsse wat kickstart nie, dink ek, maar die ouer motorfietsse moes jy gekickstart het. Ek dink jy want to ek praat nonsens. Kickstart is as jy hom aan die gang wil kry. Dan gee jy hom so skop en hy sê so 'n paar keer moet jy hom so 'n paar keer skop en dan gaan hy. Dan kan hy gaan tot hy uit brandstof uithardloop. So wat gaan my en jou doel in die lewe 'n kickstart gee? Om by die plek uit te kom waar die onbekende is om besig te raak met dit wat bekend is. Dit wat die Here in jou hand gegee het. Matteus 28, voor ons dit lees. Imagine, ek gaan vir julle 'n moeilike vraag vra. Die antwoord is nie moeilik nie, dis net nie lekker om te hoor nie. Imagine as God vir jou gesê het om iets te doen, nie gevra het nie. Imagine as God vir jou gesê het om iets te doen, en jy spandeer jou hele lewe om dit nie te doen nie. Wat sal ons dit noem? Ek wil nie oordeel nie, maar al wat ek kan dink was a life of disobedience. As ons hele lewe spandeer en nie doen wat God vir my en jou gesê het om te doen nie, dan is ons hele lewe 'n lewe van ongehoorsaamheid. So ek moet sê, is 'n moeilike vraag, nie omdat dit moeilik is nie, nie omdat dit nie lekker is nie. Waarvan praat ek? Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus weet hy's op pad. Sy tyd met die disippels is besig om tot die einde te kom. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Jesus. Hoekom sê hy dit? Jesus gaan 'n opdrag gee. En hy wil hê sy disippels moet verstaan, ek praat nie nou met jou as 'n vriend nie. Ek praat nie nou met jou as 'n gewone mens nie. Dis nie jou buddy wat iets van jou vra nie. Dis iemand wat gesag het, wat nou voor julle staan. All authority in heaven and on earth has been given to me. In ander woorde, in this moment, I am the person with the most authority ever. In hierdie oomblik, as jy vir enige iemand gaan luister vir my. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Maar moenie stres nie. Surely I am with you always, to the very end of the age. En ons kan dink, ja maar, ek hoor jou Jade, maar die Here het daar met sy disippels gepraat. Is dit nie wat ons as Christene is nie? Is ons nie disippels nie? Is 'n disipel nie iemand wat sy meester volg en wil emulate nie? So as jy jouself wil exclude van hierdie opdrag, moet jy jouself exclude van 'n disipel van Christus. Ons soek almal daai een ding. Daai een ding. Here, wat is daai een ding? As ek net kan weet wat daai een ding is, sal my lewe soveel meer meaning hê. Sal ek soveel meer vervuld wees. As ek nog nie weet wat daai een ding is nie, maak seker jy raak besig met die eerste ding. Die basiese goed. Wat God vir my en jou lewe beplan, die spesifieke ding, sal altyd inpas in die eerste ding, wat versoening is.
wat ook al die Here met jou lewe spesifiek beplan, waartoe hy jou wil stuur, wat hy van jou wil maak, wat se werk, wat ook al dit mag wees, sal altyd volgens God inpas by die eerste ding wat versoening is. The Ministry of Reconciliation. My skoonpa het 'n ding wat hy sê, in jou werk, sê nou maar, as mense vir jou moet vra, wat is jy, dan sal jy sê, ek is 'n petroljoggie, of ek is 'n, onderwyser, ek is 'n pastoor, ek kan nie nou hier staan, ek is 'n bouer, as mense vir jou vra, wat is jy, is dit nie wat jy is nie. Wat is ek? I am a minister of reconciliation. En my werk, of my op hierdie oomblik nie werk nie, val daarby in. First things first. So hoe doen ek dit? Wel, dit gaan anders lyk vir almal. Want dit hang af waar jy is. En met wie jy te doen het. Wat behels hierdie Ministry of Reconciliation? 2 Korintiërs, wat ons nou gelees het, wil ek vir julle lees in die message. En die message is dit van vers 16 tot 20. Lees saam met my, nie hardop nie, net saam, volg net saam. Because of this decision, we don't, hierdie ding is 'n boodskap op sy eie, ek kan 'n halfuur spandeer net op hierdie message weergawe, maar kom ons lees. Because of this decision, being in Christ, we don't evaluate people by what they have or how they look. Hoekom? Because we are in Christ. And He makes everything new. We have decided to be called Christians. Dit was 'n keuse. Jy het nie in 'n huis groot geword en geforseer om 'n Christen te wees nie. Hoopelik het jy besluit om 'n Christen te wees. Because of this decision, we don't evaluate people by what they have or how they look. En dan sê iets baie interessant. They say, we looked at the Messiah that way once and got it all wrong. Ons het op 'n tyd so na Christus gekyk. What does He have? How does He look? Where does He come from? What good can come out of Nazareth? As you know, want hy praat met die kerk in Corinth. We certainly don't look at Him, Jesus, that way anymore. Now we look inside. And what we see is that anyone, luister, ek sê luister mooi, julle luister klaar mooi. What we see is that anyone united with the Messiah gets a fresh start. In ander woorde, hy hou nie ons sonde teen ons nie. He is created new. The old life is gone. A new life emerges through reconciliation. Look at it. All this comes from the God who settled the relationship between us and Him. And then He first settled the relationship between us and Him. Hy het ons eerste versoen. So dit was God se eerste. Vergifnis, geen oordeel nie. Hoekom? Sodat ons in verhouding kan wees. Nou dat ons in verhouding is, and then called us to settle our relationships with each other. God put the world square. Nou, dis baie vreemde Engels. To put something square is to make it right. Om dit in orde te sit. Om dit mooi te maak. God put the world square with Himself through the Messiah, giving the world a fresh start by offering forgiveness of sins. God has given us the task of telling everyone what He is busy doing.
We're Christ's representatives. God uses us to do what? To persuade men and women to drop their differences and enter into God's work of making things right between them. Wie gebruik God? Ons. We're speaking for Christ himself now. Hoekom? Want hy gebruik ons. Hy gebruik nie meer homself nie. Hy het klaar gedoen alles wat hy kon en moes. En hy gee dit nou vir ons in ons hande. Become friends with God. Why? He's already a friend with you. So wat behels hierdie bediening van versoening? As ons dit opsing, dit behels twee goed. Dit behels praat en dit behels wys. As ons geluister het. Praat, God has given us the task of telling everyone what he is doing. Vir mense te sê, om te deel met mense wat God doen en wat hy gedoen het. Wat is dit? Dat God vergewe en dat hy versoen. Dit is nie ingewikkeld nie. Ja, maar ek het dit gedoen en ek het dit gedoen. Hoe? God vergewe en God versoen. En showing, why? Wat is die showing? Wat is die wys? Because of this decision, we don't evaluate people by what they have or how they look. En ek wil eerlik met julle wees, ek dink dis dalk die moeilikste ding vir die kerk om vandag te doen. Om nie mense te evalueer volgens hoe hulle lyk of wat hulle het nie. Ek het bietjie gaan navorsing doen oor hoekom mense nie meer kerk toe gaan nie. Christene, nie Christen nie. Hoekom in vandag se tyd, veral in jou meer westerse wêreld, hoekom gaan mense nie kerk toe nie? Ek wil sê 70 tot 80% van die mense wat geantwoord het, het gesê omdat mense daar my hanteer soos 'n outsider. Because people treat me like I don't belong. Why will I go somewhere where I feel like I don't belong? Because of this decision, we don't evaluate people by what they have or how they look. Ek gaan dit baie eenvoudig stel. Om mense hanteer asof God 'n verhouding met hulle wil hê. That's it. So wat is my doel in die lewe? Wat is dit wat God met my beplan? Raak besig met die bekende. Raak besig met dit wat jy weet. Raak besig met dit wat God eerste vir jou gegee het. Die heel eerste ding wat hy vir ons gegee het, toe hy ons met hom versoen het, was die bediening van versoening. Dan wil ek saam met dit sê, moenie toelaat dat die vyand jou kom oordeel nie. Ek is al vir 20 jaar Christen, en ek het nog nooit enige van hierdie goed gedoen nie. Moenie toelaat dat die vyand jou oordeel nie, en jou disqualify nie. Dit is presies wat die bediening vir ons sê, is, daar's no disqualification. Dis hoekom genade daar is. Maar saam met dit, wat is genade? Genade is vergifnis, maar genade is ook die krag vir die Heilige Gees vir ons gee om op te staan, om te draai en dit anders te doen. So genade is daar, maar moet dit nie misbruik om net aan te gaan nie. Paulus vra, what then? Shall we continue in our old lives? No. Because of grace, we want to be different. Because we have experienced the reconciliation for ourselves. So ek wil vanoggend 'n uitnodiging maak. Nie vir mense wat voor ons daarby uitkom. Besef ek dit begin, ons praat van die begin is met versoening, maar dit begin deur in Jesus te wees. So as jy vanoggend hierso sit en jy voel disqualified, of jy voel ver weg van Jesus af, of jy voel jy verdien nie
om naby aan God te kom nie. Is hier die eerste uitnodiging vir jou, of jy nou 'n gelowige of 'n ongelowige is. As daar iets is wat jou skei van God, is dit nie God nie. As daar iets is wat jou skei van God, is dit nie God nie. God wil jou versoen met hom. So ek wil jou vra, as jy vanoggend hier so sit en jy voel, ons sal ons oë toemaak, en jy voel geskei van God af. Dalk op grond van ek het geglo wat die vyand vir my gelieg het, of dalk op grond van ek het nog nooit besluit om in Christus te wees nie. As dit jy is vanoggend, is my eerste uitnodiging vir jou, dat jy net daar waar jy is, net jou hand sal opsteek. Nie vir my nie. Net om vir die Here te acknowledge, Here, dis ek. Like this, I cannot go on anymore. Here, ek hoor, en ek wil deel wees, nommer 1, van hierdie versoening met U. So ek wil nog 'n geleentheid gee, as daar nog iemand, as jy klaar jou hand opgesteek het, die Here het jou hand gesien, as daar nog iemand is wat ook deel wil wees hiervan, net om vir die Here te sê, Here, dis ek, maak my deel daarvan. Here, dan wil ek bid dat U sal kom met U genade en U liefde, en in die eerste plek elke liewe een van hierdie mense omhels met U genade. Here, dat hulle sal voel hoe 'n God, iets wat onmoontlik gevoel het, dat hulle sal voel hoe 'n God tot hulle nader en hulle nader trek en vashou en sê, jy is my seun, jy is my dogter. Here, ek kom nou teen elke leuen van die vyand wat sê, dit kan nie so eenvoudig wees nie. Elke leuen van die vyand wat sê, it's more complicated than that. Here, ek breek daai leuen en ek verklaar, that is what it takes. Om te sê, Here, maak my deel. En die Here wag, en hy wag, en hy wag in angstigheid om jou deel te maak. Hy wag net vir jou om die eerste stap te neem. So Here, ek dank U dat elke liewe mens wat vanoggend hulle hand opgesteek het, dat daai skeidsmuur in hulle minds en hulle gees gebreek sal word, en dat hulle sal sien hoe daar niks staan tussen hulle en U nie, en dat hulle met vrymoedigheid enige oomblik, elke oomblik na U toe kan gaan, en deel kan wees van hierdie versoeningsverhouding. En ons eer U daarvoor, en ek dank Here dat hierdie net 'n oomblik sal wees, en 10 jaar terug weer 'n oomblik, of 10 jaar later weer 'n oomblik, maar Here, dat dit verandering sal plaasvind, nommer 1 in ons gedagtes en ons mindset, oor hoe U oor ons dink. En ons eer U daarvoor, en ons dank U dat elke liewe mens nou 'n kind van God genoem kan word, en 'n pad kan stap met U. En dan my tweede uitnodiging is vir ons almal. Of jy deelgeneem het in hierdie ministry van versoening, of jy dit vandag vir die eerste keer hoor, of jy dit geweet het, maar dat ons nou sal opstaan en sê, Here, the old is gone, you make all things new, en vandag commit ek myself tot hierdie bediening van versoening. Nie vir enige ander rede, maar bloot omdat U dit gekommand het. Omdat U dit vir ons gegee het, dat ons sal opstaan en net deel daarvan sal wees. En weer eens, as jy klaar deel daarvan is, jy staan nie nou dan op om te sê, okay, maar dit was verkeerd, dit is net om te recommit. As dit moeilik is vir jou om te commit en te sê, Here, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, daar's soveel goed wat ek nog nie verstaan nie, hoe pas ek in hierdie prentjie? Don't stress. Basics. Die basis is om te begin, en te sê, Here, maak my deel. En ons is dankbaar dat die Heilige Gees 'n lewende God is ook, en hy sal jou lei in elke step, in elke ding wat volgende is. So as jy nog nie weet hoe dit gaan lyk nie, moenie worry nie. Begin with what you know. En wat ons vanoggend weet is, ons moet deel daarvan wees. En dis wat God in die eerste plek vir ons beplan. So Here, ek dank U dat ons vanoggend kan opstaan en sê, Here,
nie maak my deel van hierdie ministry nie. Dankie dat ek deel is van hierdie ministry. Dankie dat U vir my genoeg vertrou om hierdie bediening te gee. Hierdie bediening van versoening. Here, want hierdie bediening is wat lewens in die wêreld sal verander. So Here, help ons om te begin om besig te wees met dit wat U ons toevertrou het. Dit wat U vir ons in ons hande gegee het, hierdie bediening. Here, help ons om besig te raak daarmee. Nie net om versoen te wees nie, maar Here, om daai bediening te gaan uitlewe, om ander mense te versoen. Om nie hulle sondes teen hulle te hou nie. Maar Here, om die goedheid van God te verkondig, in whichever way it might look. Soos U ons lei. Ek dankie vir U Gees. Dankie dat U Gees ons lei in alle waarheid en in dit wat volgende kom. Here, mag hierdie oomblik, soos ons vroeër gesê het, nie net sal verbygaan nie. Maar Here, dat ons, al is daar net 10 van ons, wat dit actually doen. Dat ons 'n verskil sal begin sien. Dat mense deel sal kan wees van hierdie ding. Here, dat U koninkryk kan groei. En dat ons sal kan sê, yes Here, I seek your kingdom first. Deur die bediening van versoening, en ons eer U daarvoor. En ons dank U daarvoor in Jesus naam.